Wanneer hy uurglas uitgeloop het, dan draai jy hom om, sodat hy weer van voor af kan begin uitloop. En dis nou waar ek en jy is. Die jaar is omgedraai en nou is ons in die tweede deel van die jaar. Baie welkom weer by jou Lewendig dagstukkie, dag 16. En ons tema is, kom volg jy my. Matteus 10 vers 39. Wie egter bereid is om aardse opofferings te maak, omdat hy my bo alles liefhet, sal ontdek wat dit beteken om werklik te leef. 'n Bestuurder kan net veilig op die pad wees as hy nie net die padtekens sien nie, maar hulle ook gehoorsaam. Kom volg jy my. Op my beste is ek maar 'n kaja vas aan my eie kaja, my blyplek. My moedertjie het altyd vertel dat wanneer ons kleintyd vir familie of vriende gaan kuier het, dan het ons skaars daar aangeland of ek wou weet, wanneer gaan ons huis toe? Wortels optrek is vir geen mens maklik nie. Die groet en totsiens sê vir vriende, die agterlaat van die bekende, die onsekerheid ten opsigte van wat voorlê en al daardie dinge. Dit alles maak dat dit vir mense 'n groot uitdaging is. Hoekom dit ook onder die top 5 grootste stressore geklassifiseer word. Die verlaat van die bekende en die op pad gaan na die onbekende. Toe Jesus sy disippels uitgestuur het, het dit ook twee kante gehad. Aan die een kant was daar die verlaat of agterlaat van hulle familie, hulle werk, hulle huise en hulle dorpe. 'n Losmaak van wat vir ons as mens seker loshande die belangrikste dinge in ons lewens is. Daarmee saam het Jesus vir hulle gesê dat hulle hom bo alles moet lief hê, meer as hulle familie en alles wat vir hulle belangrik was. Terselfdertyd het hy hulle beloof, as hulle dan bereid is om ter wille van hom 'n lewe te verloor, dan sal hulle ontdek wat die ware lewe is. Sjoe, dit is 'n mondvol moeilike dinge die. Ongelukkig gee Jesus baie selde vir ons 'n duidelike prentjie van die uiteinde of waarheen ons op pad is. Dit is hoe hy ons kan leer om hom ten volle te vertrou en hoe ons in geloof kan groei. Dink maar aan Abraham. God gee hom die opdrag om sy goedjies op te pak en te trek. Waarheen, Here? Abraham, pak jy net op. Ek sal vir jou later wys waarheen. Abraham, die disippels en ook ek en jy moet 'n paar dinge leer. God gee nooit opdragte sommer maar net ter wille van effek nie. Nog minder is dit ooit in sy gedagtes om ons rond te gooi nie. Met elke opdrag wat God gee, het hy 'n heilige doel. God se bestemming en einddoel is altyd soveel beter as die vorige plek waar hy was. Kom ons gebruik weer die voorbeeld van verhuising. As jy weet hoe wonderlik die plek is waarin jy op pad is en hoeveel bekendes jy daar ken, hoe minder is die bekommernis en stres mos veronderstel om te wees. Maak nie saak waarheen ek gaan nie, of waarheen God my stuur nie. Die wonderlike wete is, dat hy altyd by my is, en dat hy altyd in soveel meer en beter voorsien, as dit wat ek moes agterlaat. Juist dit maak die hemelse hoop so wonderlik. God is daar, en dit gaan soveel beter wees as hier. Ons kan nie staan op God se beloftes, as ons nie bereid is om sy opdragte uit te voer nie. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is ons sulke kaja-vaste? Wat dink jy sal gebeur as ons begin om God te vertrou om die toekoms wat hy vir ons sien te laat realiseer? Hoe gaan jy vandag begin om jou tentpenne op te trek? Here, leer my om U te vertrou vir die soveel meer waarmee U my wil seën. Maak my ook bereid om U en U wil vir my lewe eerste te stel, sodat ek ook vanuit U oorvloed tot U eer kan lewe. Amen. Mag die Here jou vandag en hierdie hele week uit jou sokkies uit seën, soos wat jy saam met hom op pad gaan
en hy jou keer op keer gaan verras met sy mooi en alles wat hy kan en wil deur jou doen. Sakke vol seën soos altyd, liefde groete, Shaal.